Ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor moenie terugkyk nie. Julle sal hoor waantoe ek gaan met hierdie boodskap, maar ek wil vanmôre praat eintlik ek weet nie eintlik hoe om dit te stel nie, maar as 'n pleidooi. Ek wil vanmôre eintlik by jou pleit. Ek wil eintlik vanmôre met jou praat en ek wil bid dat jou gees en jou hart ontvanklik sal wees vir vanmôre se woord. Ons kyk na die wêreld en ons kyk na die gebeure in die wêreld en ons kyk na alles wat gebeur en ons kan almal ooreenstem en ons kan almal saamstem dat ons beweeg al nader aan die koms van Jesus. En dit mag nog jare neem, dit mag môre wees, mag vandag wees. Ons weet nie, ons kan nie tyd bepaal nie. Maar een ding is verseker, as ek kyk 20 jaar terug en ek kyk teenoor nou, het ek nooit gedink ek sal die dinge beleef en aanskou wat ek deesdae aanskou en beleef nie. En dit is vir my nogal baie hartseer om te sien hoe mense eintlik op hierdie ernstige, ek wil eintlik sê hierdie wekroep, hierdie wake-up call mis. Dat hulle nie in gereedheid waak nie. En ek wil vanmôre bietjie met ons praat oor hierdie konsep of hierdie idee van moenie terugkyk nie. En ek wil eintlik by jou pleit, dat moet jy nie toelaat, dat enige iets jou van jou prys beroof in Jesus Christus nie. Want glo vir my, dit gaan al klaar swaar, daar kom nog swaarder tye. Dit wat ons nou beleef is nie 'n druppel in die emmer nie. Dit wat nog gaan kom nie. En ek wil nie negatief praat nie, maar ek wil vir jou sê, ons het 'n hoop, ons het 'n uitweg. Wanneer Jesus gaan kom, om sy bruid te kom haal. En my pleidooi by jou is, wees gereed vir sy koms. Maar ek wil hê ons gaan saam lees daarso in Lukas hoofstuk 17. Lukas hoofstuk 17 en ons lees daarso vanaf vers 26. En luister baie mooi wat die woord van die Here sê. Hierdie is eintlik vir my ek kan eintlik baie breed gaan oor hierdie onderwerp en ek kan eintlik baie wyd gaan oor hierdie onderwerp. Wat ek nie vandag gaan doen nie. So julle is daarom gevrywaar van daai ene. Ek sal dit op 'n ander dag doen. Maar is nogal baie om aan te dink. Lukas hoofstuk 17 vers 26. En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die Mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het en nie in die sondevloed het gekom en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan het, vuur die swavel van die hemel afgereën, het almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die Mens geopenbaar word. En daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie. En so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie. Dink aan die vrou van Lot. Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor. En elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees. Die een sal aangeneem word en die ander verlaat word. 2 vroue sal by die meel maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. 2 sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. En hulle antwoord en sê vir hom, waar Here? En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. En ek wil 'n bietjie vanmôre met ons praat oor die gedagte van moenie terugkyk nie. Nou hier kry ons 'n gedeelte en hy sê vir ons, dink aan die vrou van Lot, daar in vers 32. En daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, want hy sê, net soos ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop. Hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur van die swavel van die hemel afgereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die Mens geopenbaar word. En dan sê hy, dink aan die vrou van Lot. En as jy 'n bietjie kyk na hierdie konsep van wanneer God ons uittrek, uit situasies uit of uit 'n lewe waarin hy ons nie wil hê nie, is daar 'n gevaar van 'n hart in 'n mens wat stadig beweeg, of wat eintlik te stadig beweeg. Waar 'n hart stadig beweeg,
in die sin van om nie regtig die erns van die saak te besef nie. En God wil jou uittrek uit 'n situasie uit, en hy wil jou uitred uit 'n situasie uit wat gaan kom, en selfs uit jou sonde uit en uit ongeregtigheid uit, maar meerendeels ook van die oordeel van God wat oor hierdie aarde gaan kom en geopenbaar gaan word. En God wil ons daaruit uittrek. Maar dan is daar hierdie gevaar van 'n hart wat net stadig beweeg. Wat nie regtig die erns daarvan beskou nie, wat nie regtig die erns van hierdie waarskuwing besef nie. En ons dink baie male dat God se oordeel kom net soos 'n donderstorm, jy weet, skielik en dramaties en oor en slam bam en alles, en ewe skielik is alles verby. Maar as ons mooi gaan kyk wat hy eintlik hier vir ons probeer beskryf, wat hy sê, hulle het geplant en het geoes en hulle het gewerk en het getrou en huwelik uitgegee, hulle het geëet en gedrink, hulle het normaal aangegaan. Jy sien, die oordeel van God het nie net skielik gekom en jy weet, en met 'n geweldige, daar was 'n tyd wat verloop het. En hulle het gedink, weet jy wat, alles gaan normaal. Alles gaan maar net aan. Dit gaan nie gebeur nie. En baie male kom, as ons kyk na in hierdie geval, kom God se oordeel soos die son wat opkom, jy weet, dit is soos, dis 'n tyd wat verloop van duisternis en dan ewe skielik dan breek die lig deur. Jy kan sien dit gaan begin lig raak, maar jy sien nog nie die son nie, en ewe skielik is die son daar. En dit lyk soos 'n gewone dag. En ek wil dink, as ek dink aan die oordeelsdag van God, aan die dag wanneer Jesus gaan, as ek praat van die oordeelsdag van God en oor die koms van Jesus, is nie dieselfde gebeurtenis nie, maar ek praat nou so om alles in een ding te sit. Maar kom ons praat oor die koms van Jesus. As ek dink oor die koms van Jesus, hoe gaan dit wees wanneer hy bassein gaan blaas? Dit gaan 'n gewone dag wees. Soos enige ander dag. Dit gaan 'n dag wees waar jy gaan opstaan dalk, in ander dele van die wêreld. Dus ek wil sê, een sal by die meel maal, ander een sal in die bed lê. Want hoe werk dit in ons wêreld? Want almal het al gevra, gaan almal hier op dieselfde tyd kry? Ja, die weggrap gebeur op dieselfde tyd. In een deel van die wêreld is dit duisternis, is dit nag, hulle slaap, ander gedeelte is hulle dag, hulle werk. Maar in een gedeelte staan jy op, jy maak nog vir jou koffie, mense maak nog planne vir die dag. Mense koop en verkoop, dryf handel, gaan aan soos normaal. Mense is besig om hulle toekoms te bou, jy weet, is by die werk, is besig om nog te werk vir hulle maandelikse salaris, nog besig om aan te gaan, besig om ek wil eintlik sê om te bou, om vooruit te gaan. Maar hulle besef eintlik is God besig om die dag af te sluit nie. En wat sê Jesus vir ons hierso? Voor die dag van sy koms gaan dit presies so wees. 'n normale lewe. As ons gelees in 2 Petrus 3, en ek wil dit sommer vir julle gelees, maar as ons gelees in 2 Petrus 3, dan sê hy vir ons, dat aan die einde van die dag sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en sal sê, ek het hier nie tyd wat ek het klaar opgekwoteer het, hoef ek nie eers met te soekie. So aan die einde van die dag sal daar spotters wees, wat sal kom en sal sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die Vader ontslaap het, is alles nog steeds soos wat dit was, van die begin af. En wat sien ons ook in vandag se tyd? Hoeveel spotters is daar oor die koms van Jesus? Hoeveel spottery word daar nie net gedryf daaroor nie? Daar gaan nie 'n week verby, net in die week het ek weer eens 'n ou gekry. Hoe glo jy nog in die wegraping? Ja, Pel, ek glo nou nie, ek glo dit nie, ek weet dit. Ek hoef dit nie te glo nie, ek weet dit. Jy kan vir jou slim hou, ek weet dit. Ek hoef nie daaraan te twyfel nie, ek weet dit. I knows what I knows. God said it, I believe in, that settles it. Ek hoef dit nie te glo nie, ek weet dit. Die feit van die saak bly staan is net, mense besef nie wat gaan gebeur. Dink vir julle gesels van die dae van Noag. Hoe was dit geweest toe Noag hy ark moes gebou het? Hoe is hy gespot? Hoe is hy uitgehaal? Hoe is hy belaglik gemaak? En hy het gewaarsku 120 jaar lank. Daar gaan 'n reën, daar gaan 'n vloed kom. Op daai stadium het hulle nie eens geweet wat 'n vloed is, hulle het nie reën geken nie. Dit het op baie stadium voor die vloed nog nie gereën op die aarde nie. Die Bybel sê die aarde het nat geword van die dou.
Jy sien, God se oordeel kom nie noodwendig in chaos nie, dit kom met soos 'n normale dag. Net wanneer die tyd gaan uitloop. En dan gee Jesus hier so 'n baie skrikwekkende waarskuwing eintlik, en hy sê, dink aan die vrou van Lot. Hy wil eintlik vir jou sê, onthou wat met haar gebeur het. Onthou wat met Lot se vrou gebeur het. Nou vir julle wat nie weet wie Lot se vrou was nie. Lot was die neefie van Abraham. Hy was in Sodom en Gomorra gewees, eintlik in Sodom. En Abraham het by die Here gepleit om hulle te red. En God wou Sodom en Gomorra verwoes. En so het dit toe gebeur dat God engele gestuur het om vir Lot uit Sodom uit te gaan, ons gaan nou 'n stukkie daarvan lees. En ons ken die verhaal, en toe Lot gevlug het God Sodom getref met swaal en met vuur, en toe het Lot se vrou teruggekyk, en sy het in 'n soutpilaar verander. En Jesus waarsku, hy sê, dink aan die vrou van Lot. Maar as ons gaan kyk na hierdie gedeelte, maak of jy op daar in jou Bybel in Genesis hoofstuk 19. Ek wil jou gewys dat die skokkendste ding of eintlik een van die skokkendste dinge van die verhaal van Lot, was nie noodwendig Lot se vrou nie. Maar wat vooraf gebeur het met Lot. En ek het net gepraat van dat mense gaan aangaan soos 'n normale dag. Mense gaan net aangaan soos normaal, en dit gaan 'n normale dag vir baie wees. Wanneer God se oordeel op hierdie aarde gaan kom, want dit kom skielik, hy sê soos 'n dief in die nag. En die eerste skokkende ding wat ons hier sien in Genesis 19, lees ons daar vanaf vers 15. Genesis 19 vers 15 en 16. Genesis heel eerste boek in jou Bybel, hoor. Vanaf vers 15 en 16, ons lees daarso. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, kyk wat die erns in hierdie engele, hulle het aangedring by hom, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie onkom nie. Hulle het aangedring by hom, maak jou klaar. Maar kyk wat sê vers 16, maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buite kan die stad. Maar dit is die skokkende ding, Lot self. Hierdie engele kom, hulle dring by hom aan, hulle sê, maak jou klaar, kom uit hierdie stad uit. God gaan hierdie stad verwoes, en dan sê hy, maar hy het nog getalm. Hy het nog rondgehang. Dis soos in Suid-Afrika sal dit wees van, kom jou huis brand af. Yes, Bokkie, I'm coming, just looking for my chufai. Die huis brand, vrou. Yes, I'm coming. Hy het julle die gordyne toegemaak daar agter. Dis, wees nou maar eerlik, dit is hoe ons as mens is. En die woord getalm is eintlik 'n skokkende woord, want ek meen God se oordeel is ure weg. Dis letterlik daar. En Lot vat sy tyd. Hy is heel rustig. Laat hy engele hom letterlik by die hand uit die stad uit moes trek. En dit is eintlik wil ek eintlik sê, die tragedie van baie mense se geestelike lewe. Baie mense se geestelike lewe is dieselfde. God roep hulle. Bekeer jou. God roep hulle. Hy waarsku, hy sê, daar kom 'n oordeel, daar kom. Jy weet nie hoe lank jy nog het om te leef nie. Jy weet nie wanneer my oordeel gaan kom nie. Jy weet nie wanneer daardie bassein gaan blaas nie. Bekeer jou. En God praat. Hy praat deur predikers. Hy preek. Sê gou vir my, hoeveel keer het julle al gehoor hierdie boodskap wat ek nou preek? Bekeer. Hoeveel keer het jy dit al gehoor? Dit word letterlik al tot vervelings. Weet jy, ek kry al mense sê, ek wil nie na die kerk toe gaan nie, want hy preek net die hele tyd oor sonde, en hy preek net die hele tyd oor bekering. Waaroor anders moet ek preek? Oor rooi kappietjie en die wolf? Oor goue lokkies en die 3 beertjies? Wat wil jy hê? God roep en hy waarsku en mense stel uit. Dis
Dis is hierdie erns, wat God sê, maak jou klaar, kom in gereedheid. Jy weet nie wanneer daardie uur gaan wees nie. Ek meen, as ons kyk na die wêreld, weet jy, ek gaan met julle eerlik wees. Ek het al by grafte van mense gestaan, wat ek letterlik 'n paar dae voor die tyd, daai selfe boodskap gepreek het. En het nooit gehoor gegee daaraan nie. Dan was daai boodskap daardie dag vir hulle bedoel, waar God gesê het, hoor die woord, en hulle het nie, hulle het getalm, net soos Lot. En die beginsel is net, mense stel uit, ek sal later verander. Weet jy, ek sal nog regmaak, ek sal later nog ernstig raak met die Here, ek sal later nog my lewe reg kry, weet jy, ek sal later nog los wat ek moet los, ek is nog nie daar nie, ek is nog op die pad, ek moet myself eers voorberei, ek moet nog eers my goedjie, I'm just looking for my chufai. Dis die mentaliteit van die mens vandag. Maar eintlik die beginsel is net, mense wag, eintlik, hulle talm. Maar weet jy wat is die ding? God se oordeel en die koms van Jesus gaan nie wag vir jou gerief nie. Hy gaan nie wag tot jy, hy sê vir ons in die woord in 2 Petrus, hy sê vir ons daar so, dat God is lankmoedig oor ons. Hy wil nie dat sommige verloor moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ek kan net sê wel vir julle 2 Petrus 3 lees, want vraggies. Kom ons maak gou daar so oop. 2 Petrus hoofstuk 3, kom ons lees daar vanaf vers 3. Let nou baie mooi op wat hy hierso sê. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom met volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die Vader ontslaap het, bly alles soos dit was nog van die begin van die skepping af. Dan sê hy, kyk wat is die rede daarvoor. Want moetswillig vergeet hulle, dat daar van lankel af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom en vergaan het. Wat het Jesus gesê, dink aan die dae van Noag, net soos die dae van Noag was. Hulle was moetswillig. Hulle het getalm. Hulle wou nie luister nie. Dieselfde gebeur. Hy sê, maar die teenswoordige hemel en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. En kyk wat sê vers 9. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie. Wat se belofte? Die belofte van sy koms. Hy sê aspris omdat hy so lank vat om te kom nie. Hoekom vat hy so lank om te kom? Hy sê, hy is lankmoedig oor ons. Wat daai woord lankmoedig beteken, hy is geduldig. Hy sê, hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Jy sien, God se wil is, dat mense tot bekering moet kom. God se wil is, dat mense gered moet word. God gee tyd, hy gee kans. Hy stel hy oordeel uit, soos met Lot en met Noag, het hy gesê, daar kom 'n oordeel, die engele het aangedring en gesê, kom uit die stad uit, God se oordeel is ure weg. God hou die oordeel terug en hy sê, bekeer jou, en gee jou kans. Hey, I'm looking for my chufai. Dis die mense mentaliteit. Hulle is besig met vertraging. Maar, kyk wat gebeur nou, vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met geruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Dan sê hy, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Jy sien, God wil hê jy moet jou bekeer. Want hy wil jou red van daai oordeel, van die toorn wat gaan kom. Maar mense talm. Ek sal nog regmaak. Ek sal nog bekeer. En is 'n opdrag wat mense nie ernstig opneem nie. Mense maak nie meer erns hier meer nie. Weet jy, ek het ons nou gesê, ek preek hierdie boodskap oor en oor en oor en oor en aan mekaar. En weet jy wat is die beste van alles? Hoe meer ek dit preek, hoe minder luister mense. Dis daai ding van, ek sien wat Noag gesien het. En weet jy, gaan nou weer terug na Genesis 19 toe. Ek wil vir jou gesê, jy moet jou plek toegemaak in Genesis 19 toe, moet jy weer so toe gaan. Maar jy weet daarom nou was Genesis, die eerste boek van die Bybel. Gaan jy weer dan na Genesis 19 toe. En toe hulle nou uiteindelik uit die stad uitkom,
En toe hulle uitgegaan het en God hulle uitgetrek het, die engele hulle letterlik uitgeforceer het, gee God hulle 'n spesifieke opdrag. Vers 17, Genesis 19 vers 17. En toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe. Stop dit eers gou daar. Toe hulle uit die stad uitgelei, sê die engele vir hulle, vlug vir julle lewe. Kyk gou 'n bietjie na die erns aan daai boodskap. As iemand vir jou skree, hardloop vir jou lewe. Wat sê dit vir jou? Kyk, die Bybel sê, net 'n dwaas hardloop as niks om jaag nie. So die dag as ek hardloop, moet jy ook hardloop, want iets jaag my. Né? Nou, dis ook wel vir my vrou, ek is lief vir hardloop nie. Wel, die Bybel sê dit. Maar die punt van die saak bly staan is net, as iemand vir jou kom, as ek vir jou gaan sê, vlug vir jou lewe, gaan jy hardloop? Jy hoor wat ek vir jou sê. Dit is 'n ernstige waarskuwing. En God sê 3 dinge. Hy sê, vlug vir julle lewe. Dis punt nommer 1. Moenie omkyk nie. En moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte dat jy nie omkom nie. So God sê hier so 3 dinge. Vlug, moenie stop nie en moenie terugkyk nie. En hy sê dit baie duidelik. So hierdie gaan nie net oor spoed nie. Dit gaan ook in die rigting. En dit gaan ook in die rigting van jou hart. God sê vlug. Vlug vir die ongeregtigheid. Vlug vir dit wat jou kan weghou van die Here af. Vlug vir die sonde, vlug vir die ongeregtigheid. Vlug van hierdie dinge af, want dit gaan veroorsaak dat jy God mis. Moenie terugkyk nie. Jy sien, as God jou uit iets uit wil red, wil hy nie hê jy moet emosioneel daaraan vashou nie. Wat doen ons gewoonlik? Dit is net ons gespeel gesê, I'm just looking for my tooth. Jy wil nog, is die vensters toe, is die deur gesluit? Mense wil nog emosioneel vashou aan iets. Terwyl God sê vlug. Los, vlug. Daai ding is nie jou lewe werd nie. Daai oop venster is nie jou lewe werd nie. Daai deur is nie jou lewe werd nie. Vlug. Maar wat doen ons? Ons hou daarin vas. Ons wil vashou aan die ongeregtigheid. Ons wil vashou aan die verlede. Ons wil vashou aan sonde. Ons wil vashou aan die dinge wat ons weghou van die Here af. En ons talm. Ek wil nog 'n bietjie slymer, ek wil nog 'n bietjie slaap, ek wil nog 'n bietjie vashou aan die sonde, ek wil nog 'n bietjie jol, ek wil nog 'n bietjie dit, ek wil nog 'n bietjie dat, ek wil nog 'n bietjie oreer, ek wil nog 'n bietjie so, ek wil nog 'n bietjie so. Op die einde van die dag, wat gebeur? Soos 'n skielike verderf. Tref dit hulle. Here sê vlug. En daarso in vers 24 Genesis 19 kom een van die, ek wil eintlik sê van die stilste maar die hardste oomblikke in die Bybel. Genesis 19 vers 24, die Here het swavel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer in die hele Jordaanstreek. Ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. En dan kyk vers 26. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. Let bietjie mooi op, sy het nie teruggehardloop nie. Sy het gevlug. Sy het nie besluit om daar te bly nie. Sy het net gekyk. Sy het net gekyk. Maar daardie kyk van haar het alles van haar hart geopenbaar. Daai terugkyk. Sy het nie gekyk uit nuuskierigheid uit nie. She didn't want to let go. Sy wou nie laat los het nie. Daai terugkyk was nie gekyk om te sien wat gebeur nie. Dit was 'n terugkyk met 'n verlange. Hoekom moes ek dit los? Daar gaan my goed, daar verbrand my goed nou. Daar word my goed nou verwoes.
My lewe word daar verwoes. Dit wat ek geken het, word nou verwoes. Haar liggaam het uit Sodom uit geloop, maar ek sê, haar hart het nog daar gebly. Haar hart was nog in Sodom. En sy het 'n soutpilaar geword. Jy sien, hoe sal sy die oordeel van God ontvlug? God het alles vir haar gedoen. Sy het gehardloop, sy was op die pad, maar wat het sy gedoen? Terugverlang. Terugverlang. Haar hart was nog daar. Jy sien, en dan sien ons hierdie prentjie wat Jesus vir ons probeer skets het, om te sê, soos in die dae van Noag was, waar hulle geëet en gedrink en al die dinge. Die wêreld, wil ek eintlik sê, dis 'n wêreld wat mense nie wil los nie. Mense wil nie daai wêreld los nie. Hulle wil nie daai dinge los nie. Hulle harte wil nog daar bly. Weet jy, want baie mense het die mentaliteit, ek moet my sonde los. Maar hulle harte is nog daar. Die probleem lê nie eintlik net om die sonde te los nie, dit lê in om die sonde lief te hê. Om dit nie te haat nie. Jy weet, verstaan wat ek meen? Jy haat dit nie, jy wil dit nog lief hê. Jy verag dit nie, jy draai nie jou rug op dit nie. Jy verlang terug na dit. En dis wat baie mense se mentaliteit oor Christendom is. As ek mos nou die Here doen, moet ek nou ophou dit, ek mag nie meer so nie, ek mag nie meer so nie. Dis die verkeerde mentaliteit, dis die verkeerde hart. Want in die eerste plek dit is nie waaroor 'n pad by die Here gaan nie, dis nie waaroor bekering, wedergeboorte gaan nie, dis nie waaroor jy die Here dien nie. Dit gaan nie oor dit wat jy verloor nie. Dit gaan oor dit waarvan God jou vry maak. God verlos jou van dit, om jou daar uit te haal, want daai goed is jou vyand. Dit gaan jou verwoes, dit gaan jou lewe kos. En God wil jou juist daar uithaal, sodat hy jou kan red. God wil jou juist daarvan verlos, sodat jy kan vrykom. Dat jy kan lewe. Dat jy die oordeel ontvlug. Dis wat genade is. Mense besef hier, wat eintlik, dis hoekom hy vir ons sê, die loon van die sonde is die dood. Die loon, die betaling, die prys van die sonde is die dood. Jy sien, alles kos 'n prys. Dit kos 'n prys. Mense besef die sonde maak jou dood nie. Mense wil nog vriendskap hê met die wêreld en 'n liefde vir die wêreld. Julle was nou net daar in 2 Petrus, as jy 'n bietjie aanblaai dan na 1 Johannes toe. Ek wil hê julle moet dit saam met my lees en merk dit vir jou uit jou Bybel, hierdie gedeeltes. Jy sien, die probleem is die liefde vir die wêreld, is nie om te besef, God wil my verlos uit my sonde en van my sonde. Hy wil my sonde los nie. En bekering wedergeboorte gaan nie net van om nie, wat ek nie mag doen nie, dit gaan oor, Here, U het my vrygemaak daarvan, dat ek nie hoef daarin vas te sit nie. Here, dat dit my nie verder vernietig nie. Want hoe ver het die ongeregtigheid in jou lewe jou al vernietig? Hoe ver het die ongeregtigheid in jou lewe jou al afgebreek? Jou verwoes, jou lewe verwoes. Hoe kan jy iets lief hê wat jou so seer maak? Hoe kan jy iets so lief hê en nie wil laat gaan nie, wat jou lewe so uitmekaar uit laat val? Jy sien, dit is die mentaliteit van die mens. Dis wat Lot se vrou se probleem was. Sy het nie omgekyk om te sien wat gebeur nie, sy het omgekyk omdat haar hart nog daar was en sy daar wou wees. En dis hoekom sy saam in haar oordeel geval het. 1 Johannes 2 vers 15. 1 Johannes 2 vers 15 sê die volgende: Moet nie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.
Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Jy sien, hierdie wêreld gaan verbygaan. Dit wat jy nou as wins ag, gaan verbygaan. Dit wat jy nou dink, is dit wat jy opbou, dit gaan verbygaan. Weet jy wat, naak het jy die wêreld ingekom en naak gaan jy uit. Ek het nog hier 'n begrafnis gedoen, waar daar is venter trailer aangehak as met 'n klomp goed wat die ou saamvat nie. Naak het hy ingekom in hierdie wêreld en naak gaan hy uit. En as jy nie Jesus het nie, dis al wat jy het. En weet jy, die wêreld se probleem is nie net dat die wêreld sondig is nie. Maar die groot probleem is dat hierdie wêreld besig is om verby te gaan. Tyd stap aan, daar's 'n oordeel wat kom, daar's 'n tyd wat loop en God sê hierdie wêreld gaan verwoes word. God se oordeel gaan oor hierdie wêreld uitgegiet word. En weet jy wat, mense bou hulle hele lewe, hulle vertroue, hulle alles op iets wat reeds besig is om te brand. Dis hoekom die Here sê, wat baar het jou, jy maak vir jou skatte op hierdie aarde bymekaar. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. En weet jy wat, daar gaan 'n baie groot, ek wil eintlik sê selfbedrog wees. En dit is al klaar, ek wil eintlik sê dit gaan wees, dit is al klaar daar. Daar's hierdie groot selfbedrog in die mensdom vandag in die laaste dae. Wat is dit? Dis waar mense hulle self wil bedrieg. Mense lieg vir hulle self. Mense oortuig hulle self. Weet jy wat, if you tell a lie long enough, you will believe it. En op die einde van die dag, Jesus sê, mense gaan dink hulle is veilig. Jesus het gesê, hulle gaan koop, hulle gaan verkoop, hulle gaan bou, hulle gaan plant, hulle gaan trou en die huwelik uitgee, hulle gaan aangaan soos normaal, die lewe gaan aan soos normaal. Jy gaan bou, jy gaan beplan, jy gaan vooruitgaan, jy gaan aan met jou lewe, maar jy besef nie, die stad is besig om te brand. Hulle gaan nie sien dat God se tydlyn besig is om te sluit nie. Jy sien, en die ding is, dis hoekom hy vir ons sê dan 2 Petrus 3, die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Dan sê hy daar, ek gaan dit sommer vir julle lees, dan sê hy daarso, vers 11, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees aan heilige wandel en godsvrug nie. Jy sê, terwyl hierdie goeders gaan vergaan, terwyl jy weet dit besig is om te vergaan, en dit gaan vergaan, hoe moet jy nie net wees, as jy in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en het verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Jy sien, God gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skape. Hy gaan vir my en vir jou 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gee, waarin geregtigheid woon. Maar hierdie ongeregtigheid gaan vernietig word. Jy sien, mense gaan nie sien dat God se tydlyn besig is om te sluit nie. Gaan na 1 Tessalonisense 5. 1 Tessalonisense is net voor 2 Tessalonisense. Dis Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense en dan kry jy 1 Tessalonisense. So as jy in die Nuwe Testament gaan kyk vir Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, dan kry jy 1 Tessalonisense en 1 Tessalonisense is voor 2 Tessalonisense. In Tessalonisense 5. So die Bybel waarsku vir ons en sê, mense gaan nie sien, hulle gaan nie besef, hulle gaan nie die erns besef nie, net soos Lot. Die engele het hom aangehits en gesê, kom uit hierdie stad uit. Maar Lot het gedalm. Hulle moes hom letterlik by die hand daar uit sleep. En die Bybel waarsku ons in 1 Tessalonisense 5,
Daar so in vers 2, hy sê, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sal oorval nie. Ek wil gou eers daar stop by vers 4. En ek wil praat oor vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. As ons kyk na Sodom en Gomorra, vir al die mense wat so like op die wegraping te stry, is tipologies van presies van die wegraping. God straf nie die regverdige saam met die onregverdige nie. Die doel van die wegraping is juis om die regverdige te beskerm en te laat ontvlug van die toorn van God. En dit is hoekom Jesus ook daar die voorbeelde gebruik het van Sodom en Gomorra en van Noag, waar hy hulle beskerm het, terwyl sy oordeel oor hierdie aarde was. En daai woordjie ontvlug, ekfigo, wat beteken wegruk, wegraap, wegskraap, wegvat, skielik wegneem. Wat interessant is daarvan, dit sê vir ons, voordat God se toorn uitgegiet gaan word op hierdie aarde, gaan ons weggaan. Moet ons weggaan. Maar as jy wil talm, soos Lot, sal jy sekerlik nie ontvlug nie. Jy sal sekerlik nie ontvlug nie. As jy verlang nog steeds om in Sodom te bly, sal jy nie ontvlug nie. Jy sê, dit gaan nie net om met die sonde te breek, dit gaan oor waar is jou hart? Hoe lyk jou gesindheid daaroor? Hy gaan verder vers 4, hy sê, maar julle broers is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie kinders van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Van die wat slaap, slaap in die nag. Die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat in die dag is, nugter wees, met die borswapen van die geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, daar sê hy dit vir ons, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Dan sê hulle, of ons waak en of ons slaap. Onthou jy wat hy gesê, die een sal in die veld wees, die een sal werk, die ander een sal in die bed wees. Either way. Jy sien, Jesus gaan nie terugkom vir mense wat net half wakker is nie. Hy kom vir mense wat waak. Hy kom vir mense wat waaksaam is, wat op sy koms wag. Wat in gereedheid vir sy koms wag. En nou kom ons by die tragiese hartseer realiteit van die soutpilare van die kerk. Net soos Lot se vrou teruggekyk het en verlang het, sit baie mense vandag in die kerk. En eintlik is hulle geestelik soos soutpilare. Hulle beweeg nie vorentoe met God nie. Hulle het 'n oomblik gehad waar God hulle uit iets uitgeroep het en God hulle uit iets uitgehaal het. Hulle het daai oomblik gehad waar God vir hulle gesê het, kom daar uit, en hulle het daar uitgekom. Maar die hart is nog steeds in Sodom. En op daai pad wat hulle vlug, wil hulle nie eintlik vlug nie. Hulle harte verlang eintlik terug na Sodom. Terug na die sonde, verlang terug na die ou identiteit, ou begeertes. En hulle staan eintlik tussen twee wêrelde. Hulle staan aan die een kant met die hart in Sodom, maar die voete op die berg. Hulle is nie heeltemal meer in die wêreld nie, maar is ook nie vol in God nie. So dat ek sê, een voet in Sodom en die ander een op die berg. En waar is die hart? Binne in Sodom.
en dit in soutpilare verander. En weet jy wat doen die evangelie? En hier kom eintlik die wekroep wat ek vir jou wil gee, is die enigste manier om dit te oorleef, is om, ek wil dit nou 'n mooi manier sê vir jou, om alles wat Sodom bied, te verloor, om Christus te verkry. Hoor mooi wat ek sê, om alles te verloor wat Sodom bied, om Christus te verkry. Jesus het alles vir jou aan die kruis gegee, om jou te red, om jou vry te maak, om jou te verlos. Maar jy het die keuse, of jy dit vir hom gaan prys gee, om hom as prys te verkry, en om of jou hart nog daar in Sodom wil wees. In Lukas 9, maar in Lukas hoofstuk 9, vanaf vers 23 tot by vers 25, ek gaan dit sommer vinnig vir julle lees, sê die volgende. Hy sê vir almal, luister maar wat hy sê vir almal, hy sê nie vir sekeres nie, hy sê nie vir hierdie ou of vir daai, hy sê nie vir hierdie kerk of vir daai kerk, of hierdie denominasie of daai denominasie, of hierdie persoon of daai persoon nie, hy sê vir almal. Wie is almal? As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe my ontwil verloor, hy sal dit red. Nou stop het gou daar. Wat bedoel hy hierby? Elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. En elkeen wat sy lewe my ontwil verloor, hy sal dit red. As jy wil vashou aan hierdie wêreld, aan hierdie lewe, aan dit wat hierdie lewe bied, en jy wil jou koninkrykie bou op hierdie wêreld, en in hierdie wêreld, gaan jy dit mis. Maar as jy bereid is om Sodom prys te gee, as jy bereid is om daardie kruis, kyk, dit is nie 'n maklike pad om Jesus te dien nie, maar deur die krag van die Heilige Gees kan jy dit doen. Dis hoekom hy vir ons die Heilige Gees gegee het, om ons te lei. Maar as ek bereid is om het prys te gee, my hart uit Sodom uithaal en my hart in volle plaas in Jesus, en ek stap hierdie pad, die oog gefestig op Jesus, my hart in hom geanker, hy sê, elke wat sy lewe my ontwil verloor, hy sal dit red. Jy sien, dis Lot, hy het lewend gebly. Sy vrou wat teruggekyk het, was 'n soutpilaar. En die enigste manier om nie terug te kyk nie, die enigste manier het gaan regkry om nie terug te kyk nie, is om iets voor jou te hê, iets wat groter is, wat beter is, as dit wat agter jou is. Laat jy nie hoef terug te kyk nie. En daardie iets is Jesus Christus self. Daarom sê hy vir ons, hardloop hierdie wedloop, die oog gefestig op Jesus. Nie op jou pastoor nie, nie op jou kerk nie, nie op die mense in die kerk nie. Want as jy jou wedloop gaan loop, jou oog gefestig op iemand anderste, beloof ek vir jou, gaan jy Sodom lief hê. Raai wat, mense maak jou seer, mense stel jou te leer, mense gaan jou te nakom. Raai wat? Welcome to this world. Vir watter kerk kom Jesus terug? Hy kom nie vir 'n kerk terug, hy kom vir sy bruid. Jy weet, hierdie hele debakel wat mense deesdae het. Ek's reg, jy's verkeerd, wie's reg, wie's verkeerd. Jy mors jou eie tyd. Kry Jesus voor jou. Hardloop jou wedloop, die oog gefestig op Jesus. Neem jou besluit die oog gefestig op Jesus. Gee jou lewe aan hom oor, ken hom in al jou weë. Hy sal jou pad gelyk maak. Beteken nie, dit gaan 'n maklike pad wees nie. Hulle moes daai berge invlug. As jy al daai berge gesien het, hoe dit lyk daar in die Jordaanstreek. Dis rof. Dis klipperig.
Maar die vraag wat ek vir jou wil vra, of eintlik wat ek vir jou eintlik wil sê, toe Lot se vrou teruggekyk het sy nie geweet dit gaan haar laaste oomblik wees nie. Sy het nie besef dit gaan haar laaste kyk wees nie. En wat het sy gesien? Die oordeel van God. En Jesus sê, dink aan die vrou van Lot. Nie omdat haar storie interessant is of omdat hy al wil uithaal nie, maar omdat hy een oomblik van haar lewe alles gesê het van haar hart. Een oomblik van haar lewe het presies gewys wat in haar hart was. Sodom. Sy het nog vasgehou aan dit wat God besig was om te veroordeel. As God ongeregtigheid veroordeel in ons lewe, hoekom wil ons nog daarin vashou? As God sonde, 'n lelike hart, die werke van die vlees, al daai dinge, begeerd, slegte begeertes, al daai goed, veroordeel in ons, en hy spreek sy oordeel uit. Ek meen, net vir interessantheid, ons preek gewoonlik net oor sonde, maar daar's ander dinge ook. Gaan na Spreuke 6 toe. Net om vir jou illustrasie te gee, dinge wat God haat. Spreuke hoofstuk 6. God se oordeel is al klaar uitgegiet oor hierdie dinge. Hoekom wil ons nog daaraan vashou? Hoor wat sê die woord van die Here in Spreuke 6. Spreuke is niet voor psalms, daar in die middel van jou Bybel nog in die Ou Testament. Spreuke hoofstuk 6. En ons gaan daar so lees vanaf vers 16 tot en met vers 19. Spreuke hoofstuk 6. Ons gaan daar so lees vanaf vers 16 tot en met vers 19. Hoor wat hy so sê. Hierdie 6 dinge haat die Here. En 7 is vir sy siel 'n gruwel. Nou as iets vir God 'n gruwel is, dink jy dis vir God aanvaarbaar? Hy sê hierdie 6 dinge haat die Here. Hy sê trotse oë. Nou daar's baie wat ek kan sê oor trotse oë. Dis 'n preek op sy eie. Trots en hoogmoedigheid. Dit gaan nie oor ek's beter as jy. Dit gaan ook oor om te trots te wees, om te breek met jou ongeregtigheid, om ook trots te wees, om jou hart te bekeer. Dit strek baie wyd. Hy sê trotse oë, 'n leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as vals getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Hy sê die 7 is vir sy hart, vir sy siel 'n gruwel. Iemand wat tweedrag saai, 'n moeilikheidmaker. Hoe kan ons vashou aan goed wat God haat? Haar storie is nie interessant nie, maar haar oomblik het alles gesê. En eintlik wil ek jou net gou hierdie vraag vra. As God jou nou uitroep, uit sonde, uit kompromie met die wêreld, uit hierdie wêreld wat vergaan, wat gaan jy doen? As God nou in jou hart sit op en vir jou sê, kom uit Sodom uit. Gaan jy vertoef? Gaan jy hardloop? Wat gaan jy doen? Maak vir jou in Hebreërs 10. Jy sien, elkeen van ons word gekonfronteer met hierdie vraag. Wat sal ek doen as Jesus vir my sê, kom uit Sodom uit? Kom uit die wêreld. Hebreërs hoofstuk 10. Hebreërs hoofstuk 10.
En ons gaan daar so lees vers 38 en vers 39. Hoor wat hy hierso sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Hoor mooi, die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Stop dit gou daar. Weet jy waarom gaan mense verlore? Weet jy waarom gaan mense hel toe? Omdat hulle rug gedraai het op Jesus. Wie van ons wat hier sit vandag kan sê ek is sonder sonde? Ek is volmaak. Ek het al ge-arrive alive. Jy sien, dis juis waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het. Dis juis waarvoor hy sy lewe gegee het, sodat ek en jy kan lewe. Hy het gesê, kom dat ek en jy die saak uitmaak, al was jy so rooi soos skarlaken, ek sal die wit was soos wol en soos sneeu. Al was jy in Sodom, ek sal jou skoon maak, ek sal jou daar uithaal. Maar jy moet daar wil uitkom. As jy jou rug draai en wegstap van Jesus af, dis wanneer jy verlore gaan. Hy wat die seun het die lewe, hy wat die seun van God nie het nie die lewe nie. Jy sien, mense gaan nie verlore, net omdat hulle in hulle sonde gebly het nie. Mense gaan verlore, omdat hulle die een verwerp het, wie vir hulle sonde gesterf het, en hulle wou nie vrygekom het van daai sonde nie. Hulle wou nie na hom toe gekom het, om vrygemaak te word daarvan nie. Hulle wou nog daarin gebly het. Net soos Lot se vrou. Sy het uitgeloop, maar haar hart was daar. Haar hart was nie by God nie. Haar hart was nie om gered te word nie. Haar hart was, het terug verlang na dit. Sy wou nie eintlik by die Here gewees het nie. Sy wou nie eintlik Jesus in haar lewe, daai was Jesus nog nie fisies op die aarde nie. Hy het 'n ander manifestasie, maar sy wou nie God in haar lewe gehad het. Sy wou nie sy genade gehad het nie. Sy wou nog net daar bly. Haar hart het daarna verlang. En wat gebeur? Sy het in 'n soutpilaar verander. Jesus wil ons juist uitred van ons sonde. Waarvan het Jesus vir ons aan die kruis gesterf? Waarvoor het hy gesterf vir jou? Vir jou sonde. Hy wil jou uitred, hy wil jou verlos. Maar waar is jou hart? As jy nie jou hart en jou lewe aan hom gee nie. Kom ons wees hoor mooi. Jy wat al jou hart en lewe vir die Here gegee het, doen jy nog sonde? Doen jy nog dinge verkeerd? Dan wat het hy vir ons gesê? Daarom kan ek en jy na die troon van genade gaan, as ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig. Want wanneer ek my sonde bely teenoor hom, is dit net om te sê, ag Here, ek is jammer, vergewe my sondes, en wat is wat is werklike sondebelydenis? Ek glo nog in sondebelydenis. Wat is dit? Wanneer ek met my hart op my hande na die Here gaan, Here, ek is jammer, ek het hierin geval, Here, ek besef, was net soos Lot se vrou, ek het teruggekyk, ek is jammer, vergewe my. Ek wil nie terugkyk nie, dit is nie my intensie om terug te kyk nie, ek wil nie. En dan sê hy, ek sê jou wit was soos wol en soos sneeu. Ek gee aan jou genade, want jou hart is by my. Jy sien, wanneer jou hart by Jesus is, wanneer jou hart by God is, dis ook nie jou oog moet vestig op Jesus, wanneer jou hart by Jesus is, weet jy wat, dan wil jy nie sondig nie. Jy wil nie in die sonde bly wandel nie. Jy wil nie terug verlang na Sodom nie. Jy verlang nie terug na Sodom nie, jy wil uitkom uit Sodom uit. Ek hoop wat maak sin wat ek probeer verduidelik vanmôre. Maar daar's baie mense vanmôre wat nog in Sodom sit.
En die Here sê, kom daar uit. En jy kon ook nou terug verlang het alweer na Sodom toe, of weet, omgedraai het om terug te stap na Sodom toe. Die Here sê, draai om. Vlug daaruit, kom weg. Moenie stop nie. Daar's net een pad vorentoe. Moenie talm nie. Moenie terugkyk nie. Moenie een van daai mense wees wat die wêreld gaan verlaat, maar jou hart gaan nooit loskom van die sonde nie. Kom uit Sodom uit. Moenie terugkyk nie. En in 2 Petrus 3 sê hy vir ons dan daarso, en ek gaan afsluit hiermee. Hoor, ek gaan dit weer lees. Die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar van die dag en die uur, hy sê, want die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met gedruis sal vergaan, die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Terwyl al die dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandeling godsvrug nie. En dan sê hy vers 15, ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid. Hierdie tyd wat die Here jou nou gee, ag dit as lankmoedigheid, ag dit as saligheid, gebruik hierdie tyd om jou tyd uit te koop. Vers 17 sê hy, nou dat julle daaraan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Hy sê, gebruik hierdie tyd wat jy het. Moenie jou tjoef gaan soek nie. Gaan soek Jesus. Kom uit Sodom uit. Gryp hom vas. Want daai dag en daai uur weet niemand nie. En glo vir my, en dan gesê ek gaan afsluit met daai vers, maar ek gaan afsluit met 'n ander vers. In Johannes hoofstuk 14 het Jesus hierdie volgende woorde gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ek in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Kan Jesus lieg? Kan hy lieg? Sal hy vir jou lieg? Hy sê vir hulle hier, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. So wat hy vir hulle sê is, ek sê nou vir julle wat die realiteit is. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. En daai woordjie neem, die woord paralepsomai in Grieks, wat sê, ek gaan jou kom wegruk, wegsteel. Dieselfde betekenis basies as ontvlug. Hoekom? Want hy het ons nie bestem tot toren nie. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. So ek wil vir jou sê, daar is net een weg. Jesus Christus en hom as 'n gekruisigde. Jy moet die keuse maak. Wil jy in Sodom bly, of wil jy uit Sodom uitkom? Gaan jy terug verlang, al kom jy daar uit, gaan jy terug verlang na Sodom? Of gaan jy jou rug draai op Sodom en vlug? Ek weet, ek gaan alweer nie afsluit nie. Die begin ek alweer met 'n nuwe preek. Hebreërs hoofstuk 12. Vers 1. En nou beloof ek gaan ek mee afsluit. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, terwyl ons al die getuies sien, terwyl ons hoor wat Jesus gesê het van Sodom en Gomorra, terwyl ons weet van die vloed, terwyl ons gelees het van Lot, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Jy sien, as jy aan hom vashou,
If you hold on to Jesus, He will take you through it. Amen. Ons sluit daar. Vader, baie dankie vanmôre vir hierdie woord. En Here, ek wil vanmôre bid dat hierdie woord op elke hart geskryf sal word. Here, dat ons elkeen vir onsself die vraag vra, kyk ek soms terug? Maak ek ook soms soos Lot se vrou, Here, waar ek terugkyk en terug verlang? Ek wil vra, Here, dat ons nie sal terugkyk nie. Here, dat ons 'n keuse sal maak vir U. Dat ons sal vlug vir die ongeregtigheid. En ons sal hardloop, Here, ons oog gefestig op U. En Here, ons nie sal terug verlang na Sodom en Gomorra nie. En na ons sonde en ongeregtigheid toe nie. Here, maar dat U ons nuut maak en vry maak, Here, want U wil ons verlos uit hierdie wêreld. Here Jesus, U het gesê, U gaan om vir ons plek te berei en U gaan weer terugkom. En daarom, Here, wil ek vandag bid dat ons gereed sal wees vir daardie dag. Here, want U sê in die woord, daardie dag en daardie uur weet niemand nie. Nie die engele in die hemel nie, nie die Seun nie, maar net die Vader alleen. En Here, daarom wil ek vanmôre ook bid dat elkeen vir ons gereed sal wees vir daardie dag. Dat daardie dag ons nie sal skielik oorval soos 'n dief in die nag nie. Maar Here, dat ons gereed sal wees. En Here, dat ons U sal verwag en in gereedheid vir U sal wees, Here. Here, ek wil bid, Vader, dat ons sal vrykom van die sonde en ongeregtigheid. Here, dat U ons sal bewaar deur die Heilige Gees, dat U ons sal kom lei deur die Heilige Gees. Here, dat U ons sal vul met U Gees en dat U vir ons die pad sal wys deur U woord. Ek wil bid, Here, terwyl ons sien dat hierdie wêreld en besef dat hierdie wêreld sal vergaan, ons erns sal maak, Here, om U te soek en U te volg met alles wat in ons is. Dit is my gebed vanmôre. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.